Die grappie word vertel van die ou wat met angssweet wakker geword het, toe hy gedroom het, die Here vat dit wat hy vir die kerk gee, en maal dit met 10, en maak dit sy inkomste. Ek word so met angssweet wakker, as ek dink, gestel die Here vat ons wat nou hier sit, as die eerste disippels vir wie die opdrag kom het, gaan na die wêreld toe en maak die mense my disippels. Wat sou van die kerk geword het? Die dag net na Pinkster sien ons dat 3000 mense tot die kerk toegevoeg is. En die wonder is, ons kan presies tussen hulle gaan sit en kyk wat gebeur het. Kom ons doen dit vandag. Here, as U in mense se lewens kom, verander alles. Nie net binne hulle nie, ook buite. Ons wil vandag mooi luister, as U vir ons verduidelik. Amen. Ons lees Handelinge 2 van vers 43 af. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Tot sover. Ons het in die laaste tyd baie gepraat oor die koninkryk van God. Dis 'n alternatiewe groep mense wat met God se standaarde op 'n ander manier geleef het. En dis wat gebeur in die gedeelte wat ons nou net gelees het. Kom ons kyk 'n bietjie vandag wat sou gebeur as ons 'n erediens bywoon in 34 na Christus. Mense wat hierdie verstaan het. In die eerste plek het hulle 'n geweldige respek vir God gehad, omdat hulle bewus was van die wonders van God. Hulle het die wonders gesien, hulle het 'n aandeel gehad in die wonders. Wonders is geweldig belangrik vir die kerk, en wonders gebeur heeltyd. Dit is belangrik dat ons dit raak sien. In die laaste tyd was ek bevoorreg geweest om byvoorbeeld in een van die gemeentes waar ek is, 'n jong meisie, Spookie, wat in 'n frats, stadige spoed ongeluk met 'n motorfiets was en breinskade gekry het. En in die hospitaal is in Klerksdorp, toe ek by haar kom, het sy glad nie gereageer nie, sy het net gelê, stadige bewegings gemaak, ek het gepraat, sy het niks gereageer nie. En wat doen 'n mens? Wel, ek het maar my vir haar vertel, van alles wat gebeur, van haar kinders, wat ek die vorige dag gesien het, by mense kuier, en dit goed gaan met hulle, van die gemeenskap vertel, en van haar man, en my kontak met hom, en dan het ek maar Psalm uit my kop uitgesê, Psalm 23 gedeeltes daai, die 12 artikels, ek glo in God, die almagtige Vader, maar heeltyd terwyl ek besig is, het sy geen reaksie getoon nie. En dit is hard om met iemand te praat wat niks reageer nie. En nou wil ek ook nie tyd mors nie, as dit nie help nie, dan gaan ek nou nie aan nie. En op 'n punt sê ek vir die Here, Here, gee my net een aanduiding dat sy verstaan. En net na ek dit gebid het, sê ek vir haar naels is vreeslik mooi pink geverf. Die een wat jou naels gecutex het 'n goeie werk gedoen. En toe ek dit vir haar sê, toe kyk sy na haar naels. En toe weet ek, Here, dankie, U is goed. In 'n ander gemeente, dan die Annetjie Skeepers, het 'n baie slegte beroerte gekry. En 'n maand terug was dit heeltemal anders. Dit gaan baie goed met haar. Sy kom terug huis toe. Dit is 'n absolute wonder van God. In 'n ander gemeente moet werkers gaan kry in Tosca se lokasie. Dis 'n plek waar jy nie wil kom nie. Hulle is militant, hulle brand maklik goed, hulle het alle huis afgebrand, 'n skool afgebrand, op die pad lê die merke van al die kere wat hulle goed brand.
En iemand moet 'n klomp werkers gaan haal en 'n klomp jonges sê, maar ons wil die werk doen. As jy nie vir ons die werk gee nie, jy weet wat doen ons. En die persoon het gebid, die volgende dag gegaan en die werkers gaan haal en daar het niks gebeur nie. Dis wonders van God. Daar gebeur heeltyd wonders van God om ons. Die Here doen wonders in almal se lewe. Ons sien dit in die natuur, dinge op my plaas, dinge in my huis, wat ek net sê, dis verstommend dat dit kon gebeur. Wonders is vir die kerk geweldig belangrik. Die een wat daarmee saamhang is tekens. Nou die woord vir teken is eintlik die van 'n handtekening. Met ander woorde, tekens is plekke waar jy die handtekening van Christene kan sien. Jy kan sien, hier was Christene gewees. Ons dogter wat in Israel sending is, het 'n mooi verhaal daaroor. As sy vertel, hulle kan nie openlik getuig nie, maar hulle kan wys dat hulle die Here dien. En hulle het in 'n hostel 'n klomp kinders gehad vir 'n naweekkamp en aan die einde van die kamp het hulle toe nou opgeruim, die plek weer baie mooi gemaak soos hulle dit gekry het. En die persoon in beheer daarvan, hy's nie 'n Christen nie, kom sê vir haar, julle moet Christen wees. Sy sê, hoekom? Hy sê, want julle ruim op agter julle. Dis die handtekening van 'n Christen. So mense wat tussen Christene kom, sien hulle handtekening, hulle is anders. Hulle het weer die lewe, die waardes van Galasiërs 5 vers 22. Dit is mense, as jy tussen hulle is, waar jy die liefde beleef, waar jy die vreugde beleef wat van binne afkom, waar jy hulle vrede sien, waar jy hulle geduld sien, mooi met jou werk, waar jy hulle goedhartigheid sien, waar jy hulle getrouheid sien, waar jy hulle nederigheid en hulle selfbeheersing sien. Die handtekening van Christene, dis in daardie erediens, die mense saam wie ons die dag kerk bygewoon het. Die derde is dat hulle eensgesind was en alles met mekaar gedeel het. Hulle het hulle goed verkoop, wat beteken hulle het moeite gedoen om mekaar te help as daar nood was. Nou natuurlik het dit nie beteken dat hulle al goed op die straat sit en dan kan mense kom vat soos hulle wil nie. Daar is ook 2 Tessalonisense 3 vers 10 wat sê as iemand nie werk nie, moet hy nie eet nie. So hulle het nie bloot als net uitgedeel nie. Maar hulle het moeite gedoen, offers gebring, sodat mense wat nood gehad het, gehelp is. Hulle was sensitief vir hulle, na hulle geluister en hulle het aan daardie nood uiting gegee. Die vierde was dat hulle gereeld by die tempel, by hulle kerk by mekaar gekom het. Dit was 'n belangrike deel van hulle week. Hulle het hulle week daar rondom beplan, dat hulle daar gaan wees, dat hulle tussen ander Christene gaan wees. Dit was vir hulle baie, baie belangrik. Die vyfde is dat hulle gereeld mekaar vir ete genooi het. Hulle het graag en baie saam geëet. Ek weet nie wat is dit met eet nie. Eet doen net iets. En oomblik as mens saam met iemand eet, gebeur daar iets diepers. So dis mense wat mekaar in die straat sou kry en sou groet en sou gesels en dan sou sê, maar kom ons gaan drink gou iewers tee. Dit was belangrik geweest vir daardie Christene om saam te eet. Dit was mense wat 'n blymoedige, eenvoudige lewenstyl gehad het. Hulle sou vir mekaar sê, kom Saterdag aand en dan gaan sit ons in die veld en dan kyk ons na die sonsondergang. Of hulle sou sê, kom ons kuier terwyl ons stap. Hulle sou vir mekaar sê, ek kan nie wag dat ons hierdie weer doen nie. Hierdie was goed vir ons gewees. Die sewende is dat hulle graag gesing het. Baie gesing. Wat is dit wat sang moet ons doen? As ons liedere oor die Here sing, dan gebeur daar iets in ons gees en in ons liggaam en in ons verhoudinge. En die wonder van al hierdie dinge, hierdie 7 goed, is dat dit die mense aangetrek het. Die volk was hulle goedgesind. Dit was vir mense lekker geweest om by hulle te kom, saam met hulle tyd te spandeer. En die Here het al daai goed gebruik om mense by die gemeente te voeg. En dis die rede vir ons bestaan as Christene om dit tot gevolg te hê. Die wonder van alles is, dis nie ver af drome of herinnerings wat ons het aan dinge wat hulle reg gekry het nie. Dis dinge wat by ons gebeur. Daar is sekere mense in ons gemeenskap wat al hierdie dinge doen. En tussen al die ander van ons gebeur al hierdie dinge. So die kans is daar dat die Here op hierdie manier kan werk. En dit is ons verwagting
na Pinkster, dat die Here ons sal gebruik om vir die wêreld te wys hoe wonderlik hy is. Mag hy ons help. Here, dankie. Dankie dat ons hierdie erediens kon bywoon saam met die vroeë kerk. En ons weet hierdie is die waarheid. Dit maak ons opgewonde om so oor U te dink en so te sien hoe U mense aanraak en 'n verskil maak. En ons wil daardie mense wees. Nie net wat dit beleef nie, maar ook wat dit veroorsaak. Dankie Here. Dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid. Amen.